Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Geliefdes, dit is vir my so lekker voorreg om vandag weer bietjie met jou te gesels rondom die hartklop van God. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Ek kom vandag na julle toe uit 'n lekker koue, reënerige wintersoggend. Is so amazing om net te sien hoe die stof gaan lê en hoe die reën al die stof wegwaai en al die kieme wegwaai. En alhoewel my bors maar nog bietjie benoud is en my keel nog so bietjie seer is, voel ek vandag sommer baie beter. En dit is so lekker vir my om bietjie met julle te gesels. Ek praat vanoggend met my een groepie wat ek het, wil ek so 'n bietjie berading doen met die mense daarop en sê net vir hulle hoe wonderbaarlik is die menslike liggaam. En ek gaan vandag bietjie rondom dit gesels en vir julle bietjie woord bring en so aan. Maar ek wil net een ding sê. Ons moet dankbaar wees. Mense, ons moet dankbaar wees. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons kom na U toe vandag. En Vader, ek wil vandag vir U vra, Here, dat U ons as mens tog sal help. Here, om net bietjie te besef. Dis eintlik verkeerd van my om te vra dat U ons moet help daarmee. Maar ek weet ook dat U sê in die woord, ons mag U vra. Ons moet U vra. En daarom, Here, vra ek vandag dit. Dat mense net bietjie sal besef die waarde van 'n mens. Want Vader, ons leef in hierdie tyd en ons sien hierdie dinge. En ek besef net, die lewe het vir mense goedkoop geword. Die lewe het vir mense besef nie die waarde van 'n lewende mens, 'n liggaam. Hoe amazing, wonderlik U ons geskaap het nie. En so maklik gaan ons as mens deur hierdie ou lewe altyd ondankbaar, altyd soekend, altyd wil net meer hê. Maar nie, ons besef nie altyd hoe wonderbaarlik ons liggame is nie. Hoe wonderbaarlik ons geskape is nie. Hoe amazing dat dit wat ons het om te kan leef, om te kan asemhaal, een van die wonderlikste voorregte is. En ons besef dit nie. Is een van die grootste blessings. Hoeveel mense kry nie hierdie geleentheid om oud te word of lank te kan leef, of lank op hierdie aarde te kan wees. En ons staar ons so maklik blind teen ons probleme en pyne en skete. En besef nie elke dag hoe geseënd ons is om net asem te kan haal nie. Hierdie asem, hierdie ruach hakodesh, hierdie suurstof wat U in ons longe inblaas. Ek dink nie ons as mens besef ooit hoe waardevol dit is nie. Eers wanneer jy 'n geliefde op die doodsbed sien lê en snak en sukkel om asem te haal en snak na hierdie asem wat ons so vanselfsprekend neem. Vir 'n rukkie nou was daar tye wat ek baie benoud was en maar swaar asem gehaal het, waar ons moes gevoel het hoe vir 'n treintrek op my bors staan. Dan besef 'n mens net hoe geseënd is ons om net te kan vrylik asemhaal. My kleinseun was verlede week erg siek en ek kon sien, hy kry nie lekker asem nie. Hy het gesukkel om asem te haal. Maar weer eens, God het genesing in ons liggame ingebou.
En baie mense het vir hom gebid, en wonderbaarlik, hy's baie beter, hy hou nou weer beter asem, hy's ontslaan uit die hospitaal uit, en ek kan net sê, dankie Here, thank you Lord, for these wonderful bodies that you gave us, hierdie liggame met ingeboude genesing, wow, dis amazing, selfs ek voel baie beter, ek het nog so effens 'n drukking in my bors, nog so effens 'n bietjie keelseer en hoofpyn, maar ek kan voel, hierdie amazing body is besig om te genees, al die eer aan ons koning, al die eer aan God die Vader, wat genesing in ons liggame ingebou het. Jesaja 53 vers 5 sê, deur Jesus se wonde het daar vir ons genesing gekom. Dankie daarvoor, Here. So bid ek dan dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag, dit sal besef, hoe amazing is ons liggame. Hoe goed is U vir ons, my God. Ek kan net sê, dankie Here. Dankie Here, dat U my hierdie liggaam gegee het. Vader, ek bid vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag, dat hulle harte sal oopgaan, en hulle sal besef, hoe wonderbaarlik hulle geskape is. En Here, dat hierdie boodskap mense nader aan U sal bring, dat mense meer en meer van U sal hê, 'n dieper verhouding met U wil hê, Here. Dat ons as mense meer vrymoedigheid sal hê, om net na U toe te kom en met U te gesels. Hoe amazing is dit net nie, dat ons die voorreg het, om die skepper van die heelal, alles wat op buite is, die skepper van dit alles, dat ons 'n persoonlike verhouding met U kan hê, dat ons met U kan gesels, dat ons kan weet, U is altyd by ons. U is omnipresent, en dit is vir U moontlik om oral by ons te wees, vir ons ook al mag gaan. Dankie daarvoor, Hemelse Vader. Ek bid dan dat elkeen wat hierdie boodskap hoor vandag, wat U nog nie aangeneem het nie, U nou sal aanneem. Elkeen wat die boodskap hoor, maar nie altyd met U gesels nie, nou sal besef, maar ek kan met Jesus gesels, ek kan met Vader gesels, Heilige Gees lief binne my, ek kan heel dag met hom gesels, ek is nooit as te nimmer meer stoksiel alleen nie. Seën dan na elke persoon wat na hierdie boodskap luister, Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Ja, my liewe boetie en sussie, dit is so 'n wonderlike voorreg om op hierdie platform voor te kan bedien. Vir 'n hele paar weke was ek nou regtig siek en nie lekker nie. Met drukke is my stem sommer weg. My stem is nog steeds seer en ek praat miskien nog steeds nie duidelik nie, maar ek glo daarom ek sal 30 minute kan doen vandag. Ons is so amazingly geskape. Weet julle geliefdes, as jy net bietjie gaan Google, ek weet nou nie of jy dit al gaan kry nie, maar ek glo jy sal. Hoe wonderbaarlik is die liggaam van die mens geskape. As ons net dink aan die suurstof wat ons inasem, wat deur hoeveel aardjies en goed deur die brein beweeg, deur die longe beweeg, die longe ingeneem word en van daar af uitgestuur word na die res van die liggaam. Elke liewe ou asemteegie moet na soveel
plekke versprei word in die liggaam van die mens, van die kroontjie van jou kop, tot by die punt, voorste punt van jou toontjie, pomp hierdie liggaam elke dag bloed met suurstof in. Suurstofryke bloed, wat na hierdie gedeeltes van ons liggaam toe moet gaan, en daar gaan suurstof gee, sodat hierdie liggaam dan bly bestaan. As ons kyk na die consistency van daai bloed, en verskoon die Engelse woorde, ek is tweetalig, en ek meng my taal, want party woorde beskryf net soveel beter wat ek wil sê. So, dan kyk ons na die kilometers en kilometers are wat in ons liggame loop. As jy kyk na net die mens se vel, en jy gaan kyk, gaan lees bietjie op, begin bietjie menslike liggaam bestudeer, en gaan kyk net, ons kan nie vir 1000 jaar fathom wat God ons in hierdie liggaam gedoen het nie. Dit is so wonderlik. Weet jy, geliefdes, ons kan net sê dankie Here. Dankie Here vir hierdie liggame. Weet jy, ons is tog so geneig om onsself af te breek en te sê, ag maar, dit is fout met my en dat is fout met my. My maag is te groot, my bene is te dik. Maar gaan kyk na iemand wat nie bene het nie en wees dankbaar vir jou bene. Gaan kyk na iemand wat nie 'n maag het nie, wat uitgeteer is, en besef net, ons moet maar dankbaar wees. Daarmee sê ek nie, karring maar net aan en laat jou maag groter word en wat nie. Nee, ek is streng, ek glo in gesond leef, ek glo in oefening, ek glo in kyk na jou liggaam, ek glo in ons het rentmeesterskap oor hierdie liggame gekry. Ons moet ons liggame oppas en ons liggame behoort aan God. Dis die tempel van die Heilige Gees. So ek glo daarin dat ons liggame gesond moet hou, dat ons moet oefen, dat ons gesond moet eet. Ek glo in God se apteek, die boek God se apteek. Daar's soveel dinge wat ons daar kan leer van verskillende voedselsoorte en selfs plante wat 'n mens kan eet en al hierdie dinge. Ek lees nou die dag geraak van arbeiblare, dat arbeiblare gesonder vir jou is as die vrug. En daar's soveel ander dinge wat ons nie weet nie, wat ons nie besef nie. En geliefdes, ek dink net weer vir myself, weet jy, ons as mens is maar 'n snaakse skepping. God het vir ons alles gegee wat ons nodig het. Wonderbaarlik het hy ons geskape. Wonderbaarlik het hy die aarde en die natuur geskape. Hy het vir ons alles daar gesit wat ons nodig het om gesond te kan lewe. Maar ons sal kla en kla en kla. En ek wil graag hê, ons moet begin 'n punt maak daarvan. Elke dag om net bietjie iets positief van jouself te sê. Byvoorbeeld te sê, ek sê dit graag, want ek is trots daarop. Ek het baie mooi bene. En hulle dra my nou vir amper 60 jaar. En nou het al 'n probleempien geglip met my knie. My knie is baie seer. En weet jy wat? Ek bid daaroor. Ek bid elke dag daaroor en vra Here. Ek weet hierdie ou liggaam dra my nou al baie jare. Ek weet dat sulke goed gebeur, maar ons soos 'n ou motorkar, ons het ook maar wear en teer, né? Maar ek weet, Here, U kan dit ook genees.
het al wonderbaarlike dinge gedoen in hierdie liggaam vir my. U het al goed genees wat dokters gesê het, dit kan nie gebeur nie. En dit het gebeur. En net so weet ek, u kan my knie ook genees. Want hierdie pragtige bene het u vir my gegee. So ek het hierdie mooi bene, wat ook seer ook. En wat ek ook besef, God kan dit vir my doen. God kan my knie gesond maak. Maar ons as mens so geneig om net altyd fout te soek en te kla oor alles. Kom ons wees bietjie meer dankbaar. Ek wil graag bietjie vir julle voorlees uit Galasiërs 6 uit. Galasiërs 6 vers 10 tot 18. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters het ek met my eie hand aan julle geskrywe. Almal wat in 'n mooi verhouding in die vlees wil maak. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie terwille van die kruis van Christus vervolg te word nie, want ook hulle wat besny word, hou selfs nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roep. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle gees, broeders. Amen. Amen en amen. So geliefdes, ek wil graag net weer daai versie vir jou lees. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël. Liefdes, 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Kom ons almal wees van vandag af hierdie nuwe mens, hierdie nuwe skepsel. Kom almal van ons. Kom ons almal verander. Kom ons word hierdie nuwe mens, hierdie nuwe persoon. Ons lees daar in Psalm 34, vers 12 tot 20. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag na. Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gerig. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtes in die aarde af uit te ry. Hulle roep, en die Here hoor, en hy red hulle uit hulle benoudheid. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Weet een ding, geliefdes,
Die Here is altyd met julle en hy wil julle red. 1 Timoteus 4 vers 12. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Vers 13. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genade wat in jou is, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van ouderling. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Jy is gebore vir 'n tyd soos die. Staan net sterk, wees net getrou, doen net wat die Here vir jou vra om te doen. Moenie worry oor wat mense van jou sê, of mense van jou dink of doen nie. Onthou, jy is wonderbaarlik geskape, en jy is geskape vir 'n tyd soos die. Jy is waardig. En jy moet gaan, en jy moet doen wat die Here van jou verwag. Want weet jy, geliefdes, as ons nie doen dit wat die Here van ons verwag nie, kan ons so maklik voel, ons is nie die moeite werd nie. En jy is die moeite werd, en jy is geroep. Hoor wat sê die woord van God vir ons. Psalm 145 vers 9. Die Here is vir almal goed, en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Die Here ondersteun almal wat val, en hy rig almal op wat neergebo is. God se liefde en goedheid is vir almal. Dit maak nie saak wie jy is, wat jy gedoen het, en of hoe jou lewe lyk nie. Hy stel belang in jou. Dalk voel jy vandag gebroken, moedeloos, of ver van God af. Die Here is 'n God van herstel. Hy wil vergewe, hy wil genees, en hy wil oprig. Jesus nooi elkeen uit in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Hy dwing hom nie op ons af nie, maar wag dat jy na hom toe kom. Wanneer jy jou lewe aan Jesus oorgee, maak hy jou nuut. Hy herstel wat sonde, pyn en teleurstelling afgebreek het, en gee vir jou 'n nuwe begin. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Vernuwe ons vandag, Vader, in Jesus naam. Ja, geliefdes, ek glo ek het gesê wat ek moet sê. En ons besef nie elke dag hoe wonderbaarlik ons geskape is nie. Ons besef nie elke dag wat regtig alles in hierdie liggaam aangaan nie. Ons sal nooit kan besef hoe wonderbaarlik hierdie liggame gemaak is nie. Ek glo daar's nie 'n boek groot genoeg om te skryf wat alles in ons liggame aangaan nie. Ons besef nie eens elke dag die werking van hormone in ons liggame nie. Julle ouens, ek wil net vir julle sê, ons moet begin dankie sê. Dankie, Here. Weet jy, en dit is nog 'n ding, ons mense besef nie alles wat God vir ons doen nie. Ons sien nie raak alles wat God vir ons doen nie. Ons besef nie wat daar in 'n liggaam ingaan om eendag te kan leef nie. Buiten dit word
die natuur so geskep, dat alles perfek meewerk om jou aan die lewe te hou. Die lig daar buite, die suurstof daar buite, hoe ver die son, hoe ver die aarde van die son af is, waar ons wentelbaan is, hoe die wind waai, hoe die reën val. Ons as mens besef nie eers vir een oomblik wat daar in die versorging, wat God in plek gestel het in die versorging van 'n mens nie. Julle weet, my seun, hy boer met kooivisse. En as ek dan net party daarna hom luister, en as hy vir ons vertel van die dinge wat hy doen, en goed wat gebeur in sy damme, en al daai goedjies, dan dink ek so vir myself, weet jy, dis amazing. Weet hy gister vir ons bietjie daar by hulle, en hy verduidelik vir ons van een van sy ander visse, nou nie die koos nie, een van sy ander so mooi groot vis. Ek kan nou nie eens onthou wat se vis dit is nie. Maar die vis het nou 'n siekte, 'n bakterie in sy brein. Sy oogies is 'n verskriklike mooi groot vis. So groter as 'n man se 2 hande. Ek kan nou nie die naam onthou nie. Maar nou moet die vis kry word nou in 'n spesiale tank gesit met spesiale behandeling en eintlik sê hulle dit is nie geneesbaar nie, maar my kind, hy gee nie op nie, hy glo en vertrou en bid oor sy vis en dat die Here vir hom die wysheid sal gee om hierdie vis te help en ek dink so vir myself, jy weet, dis 'n wonderbaarlike God, is nie net as hierdie menslike liggame so amazing geskape nie, maar alles werk soos 'n goed geoliede Masjiene kom nie eers by die liggaam en die aarde en die atmosfeer en alles wat ons as mens omring om so goed te kan cope en opereer en bestaan nie. Die Here het aan alles gedink. Alles. Geliefdes, kom ons leer. As daar een ding is wat ek vandag vir julle kan sê is, kom ons leer om die Here se hand raak te sien in elke ding wat in ons lewens gebeur. Onthou, ek sê altyd, alles gaan oor liefde. Dis met liefde wat God hierdie liggame geskaap het, met liefde wat God hierdie aarde geskaap het en vir ons hierdie atmosfeer gegee het, hierdie natuur gegee het, water, ons suurstof, alles wat om ons aangaan, al die plante, al die voedsel, alles wat ons liggame nodig het om te kan bestaan, het God vir ons gegee, omdat hy vir ons lief is. Het hy al hierdie dinge geskape, omdat hy vir ons lief is. Vir God is niks te veel nie. Hoe maklik raak dit vir ons te veel om die werk van die Here te doen, om ons uitreike te doen, om vir mense te bid. Hoe maklik voel ons, en ek praat van myself ook, ons kan nie dit of ons kan nie dat nie, weens hierdie rede of daardie rede, en Saterdag het die Here net weer vir my gewys, ons kan. Geliefdes, my tyd is op en ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Mag jy geseënd wees. Gesels met Jesus, gesels met Vader, gesels met Heilige Gees en onthou, jy is waardig, jy moet ander leer van die Here en wees geseënd. Ek is lief vir julle. Shalom.